Baie dankie. Dominee Frikkie en Kerkraad vir die geleentheid ook so, om die woord van die Here aan u te kan bedien in hierdie dag, en ook met die reeks. So ons is dankbaar om hier te kan wees, en ja, dit is lekker om so saam met die kinders van die Here ook te kan luister, na wat die Here vir ons 'n gedagte het in hierdie tyd. Dis Pinkstertyd. Volgende week is Pinkster Sondag, dis die voorbereidingstyd eintlik maar vir Pinkster Sondag. Dis die tyd wat hulle in die bovertrek bymekaar gekom het en saam gebid het. Dit wat die Here ook vir hulle die opdrag voorgegee het, dat julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en dan sal julle my getuies wees. En dit sal in Jerusalem wees, en Judea en Samaria, en tot aan die uiterste van die aarde. En hy het daai opdrag van in Lukas 24 gesê, dat hulle in Jerusalem moet gaan wag, totdat hulle toegerus is met krag uit die hoogte. En die krag uit die hoogte is ook dood eenvoudig om getuies te wees. Dit is wat ons vandag ook herdenk deur die hele kerk, en dit is sending Sondag, wêreldevangelisasie. Ongelukkig baie keer as mense die woord sending hoor, dan is hulle voorbeoordeeld. Maar dis wêreldevangelisasie. Dit gaan daaroor dat al die nasies die evangelie moet hoor. Daardie woorde, in die woorde van die Here Jesus en Johannes die Doper ook eintlik, Markus 1 vers 15, bekeer julle en glo die evangelie, want die koninkryk het naby gekom. Mag dit ook so wees dat hierdie gemeente en nie elkeen 'n sending ywer, 'n wêreldevangelisasie ywer sal hê. Want dit is dan wanneer die Here begin seën. Daar in Filippense wil ek vir julle lees wat sê die Here, of wat sê Paulus eintlik vir die gemeente in Filippi. Hy sê, julle het goed gedoen toe julle deel gehad het aan my verdrukking. Julle Filippense weet dat in die begin van die evangelie toe ek in Macedonië vertrek het, geen gemeente deel gehad het in my rekening van uitgawe inkomste, behalwe julle alleen nie. En dan sê hy 'n bietjie verder, nie dat ek die gawe soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig is op julle rekening. Hoekom sê hy dit? Want die Here seën 'n persoon, 'n gemeente wat betrokke is in sy groot opdrag, wêreldevangelisasie. Hy sê in vers 18 van Filippense 4, ek het alles ontvang, ek het oorvloed, ek het dit volop, nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat deur die Here gestuur is. Dan sê hy, dit is 'n lieflike geur, 'n welgevallige offer, welbehaaglik by God. God is tevrede as 'n gemeente, as persone, sy opdrag uitvoer. Julle is nou disippels, ek maak julle gestuurdes, apostels, om die evangelie te gaan verkondig. Gaan die hele wêreld in en maak die mense my disippels. Leer hulle alles wat ek julle beveel. Daarom Matteus 28 en in Markus 16 baie duidelik die opdrag van die Here. En wat het hy vir die disippels gesê? Nou ja, julle moet gaan wag in Jerusalem totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte, sodat julle getuies kan wees. Ons kan dit nie doen. Ons kan nie hierdie opdrag uitvoer van wêreldevangelisasie as ons nie vervul is met die Heilige Gees nie. Dan sal ons sy getuies wees. Nie net in Jerusalem nie, maar in Judea en Samaria, Afrika, maar ook tot aan die uiterste van die aarde. Die Here het hierdie opdrag vir ons gegee. Dit is ons behoud in hierdie land. Geloftedag was nie 'n konflik tussen twee verskillende nasies of volke nie, maar dit was lig teen duisternis, en die Here het daardie dag nie die fakkel van die evangelie laat uitdoof nie, en toegelaat dat ons mense 'n gelofte aflê, en sê dat ons op elke plek waar ons sal kom, ja in Pietermaritzburg, daar's 'n ou kerkie gebou, maar dat ons 'n plek sal oprig vir sy naam, en gaan kyk maar in elke ou trekkerdorp in hierdie land, is die Klipkerk daar in die middel, as 'n getuienis dat die Here die volk bewaar het om die evangelie die land binne te bring. Want daar van Mosambiek se kant af en daar van Angola se kant af is die
Portugese, die katholieke geloof gebring, daar van die noorde van Afrika, vandag al reeds in Tanzanië, in die noorde van Mosambiek, is die moslems besig. En die Here het ons as 'n teenvoeter in hierdie land, nie in ander lande nie, hierdie land geplaas, om daai evangelie die binneland in te bring. En mag hy nie die fakkel, die kandelaar van ons af wegneem, soos wat daar in Openbaring 2 staan nie, dat hy die kandelaar van ons sal wegneem nie, dat hy ons volk nog sal gebruik om dit te doen, maar ons het 'n reis wat ons moet loop, elke persoon, elke individu, elke gemeente, het 'n reis wat hy moet loop, en dis waarna ons in hierdie Pinkstertyd gaan kyk, om vervul te word met die Heilige Gees, want dit sal 'n natuurlike uitvloeisel wees. En ek wil vir u sê, as u nie op een of ander manier betrokke is by hierdie groot opdrag van die Here, as gemeente, as persoon nie, dan kort daar hierdie ding, of u is nie gered nie, of u is nie vervul met die Heilige Gees nie. En ek sê nie elkeen van ons moet sendelinge wees, iewerste nie, maar die Here het stuurders en het mense wat self die werk gaan doen. Ek dink aan daardie gedeelte daar toe Joshua teen die Amalekiete geveg het, was daar 'n Moses wat die staf van God opgehou het. En solank as die staf van God op is, dan is die Amalekiete oorwin. Maar sy arms het moeg geword, en toe daar 'n Aaron en 'n Hur weerskante gekom om laat sit en sy arms opgehou. Daar's mense, daar's 'n Joshua daar buite is, 'n sendeling iewerste wat besig is met die werk van die Here. Of dit nou in Jerusalem is, en of dit nou in Judea en Samaria is, en tot in die uiterste van die aarde is. Daar's iewerste 'n Joshua besig, maar daar moet 'n Moses wees wat voorgaan. Daar moet 'n Aaron en 'n Hur wees wat die arms ophou, deur gebed, deur finansies, deur welke manier ook al, om hierdie groot opdrag uit te voer. En dis God wat hierdie werk doen, want is die staf van Moses. As die staf van Moses nie daar is nie, dan gebeur ook niks nie. So die Here gebruik sy gemeente om hierdie groot opdrag uit te voer, en ek en jy is die hande en voete daarvoor. Hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig. En dit is nou my sendinghoed, ek is op die sendingkommissie ook, so ek wil net dit graag met u deel. Maar dit is hoekom ons hier by mekaar is. En ek wil dan nou ook graag so die diens begin in die naam van die Here, en kom ons sit net so, en dan buig ons die hoofde. Wonderlike Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart welbehaaglik wees voor die aangesig, o Here, my rots en my verlosser. Geliefdes in die Here Jesus Christus, genade vir u en vrede van God ons Vader, en die Here Jesus Christus word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees, ook hier in ons midde. Amen. Ons het klaar die openingslied gesing. Ons kan dadelik oorgaan na die skriflesing toe, en u sal dit vind vanoggend in Joshua 4, en ons gaan daarso saam lees vanaf vers 19 van Joshua 4. Dis hierdie gedeelte waar die volk pas deur die Jordaan gegaan het, en hulle staan nou hierso by Gilgal, hulle is net voor Jerigo, en ons lees daarso vanaf vers 19. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek, en laar opgeslaan by Gilgal, aan die oostelike grens van Jerigo. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Joshua by Gilgal opgerig.
En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê, wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê, wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê, op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het, met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het, dat al die volke van die aarde kan weet, dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees. En toe al die konings van die Amorite, wat ander kant die Jordaan, na die weste was, en al die konings van die Kanaaniete, wat by die see woon, hoor dat die Here die water van die Jordaan voor die kinders van Israel uit laat opdroog het, totdat hulle deurgetrek het, het hulle hart versmeld, en was daar in hulle geen moed meer vanweë die kinders van Israel nie. In die tyd het die Here vir Josua gesê, maak vir jou klipmesse, en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer. Toe het Josua vir hom klipmesse gemaak, en die kinders van Israel besny by die heuwel van die voorhuide. En dit is die rede dat Josua hulle besny het. Die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op die pad in die woestyn gesterwe op hulle trek uit Egipte. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede. Maar die hele volk wat op die pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. Want 40 jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het, die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het, wat nie aan die stem van die Here gehoorsaam was nie, vir wie die Here gesweer het, dat hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie, 'n land wat oorloop van melk en honing. Maar in hulle plek het hy hulle seuns gestel, die het Josua besny, want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hulle plek in die laar gebly, totdat hulle gesond was. Toe het die Here vir Josua gesê, vandag het ek die swaard van Egipte van julle afgewentel, daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jerigo. En hulle die dag na die Pasga van die opbrengs van die land geëet, ongesuurde brode en gebraaide koring, daardie selfde dag. En die dag nadat hulle van die opbrengs van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie, maar hulle het geëet van die opbrengs van die land Kanaan in daardie jaar. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Die manne wat kan staan, en dan buig ons so voor die Here. Here, U is wonderlik, ons kan nie begin met ons klein lippe om U na waarde te loof en te prys nie. Paulus sê die diepte en die rykdom, die kennis en die wysheid van God is ondeurgrondelik en onnaspeurlik. Ons ken nie die gedagtes van die Here nie. Ons kan nie eers U raadsman wees nie. Ons kan nie iets vir U gee, dat U dit vir ons moet teruggee nie. Dis ontoereikend, want alles is uit U uit. En daarom kom ons in diepe afhanklikheid vanoggend en vra Here dat U vir ons sal help om onsself raak te sien in hierdie oggend en in die reeks, hierdie week, dat ons sal self ondersoek doen en dat U woord sal gebruik om U saak te bevorder. En Here, dat die woord ook ons sal was, dat dit 'n waterbad sal wees, en dat ons sal sien in hierdie spieël van die woord. Help ons asseblief dat ons nie vanoggend hier sal weggaan en vergeet hoe ons lyk nie. Mag U in alles verheerlik word. Here, laat die woorde van my mond en die oordeenking van my hart
dat dit U welbehaaglik sal wees. U is my rots, U is my verlosser. Amen. Daar is 'n Psalm 19 vers 1 wat sê, die hemele vertel die eer van God en die uitspansel verkondig die werk van sy hande. As jy op 'n helder nag na buitentoe gaan, nie in die stad nie, gewoonlik op 'n baie donker plek en jy kyk die hemelruim, dan sien jy die Melkweg. Daar die wit vlek teen die hemelruim. Dit bestaan uit miljoene der miljoene sterre waarvan die Here al die name van daai sterre ken en hy weet presies hoeveel daar so is. Daar's die helderder sterre wat jy dadelik met die blote oog kan sien. Jy kan die aandster of die môrester sien, jy sien die drie susters dalk, die suiderkruis en so. Kan jy dadelik eien en jy kan hulle dadelik uitken. Maar daar is ander wat jy net met 'n teleskoop sal raak sien. Die interessantste is, daar's altyd, as jy nou die teleskoop uithaal en hang af hoe sterk is hierdie teleskoop, sal jy altyd meer en meer sterre sien. Hoe verder jy kan sien, daar waar 'n donker kol was wat jy gedink het niks is nie, kom ewe skielik sterre na voorskyn. Miskien is daar 'n helder ster wat jy gedink het is een ster en as jy die teleskoop uithaal, dan sien jy dis eintlik 'n groepering van sterre. Helder sterre. Party skyn helderder as ander, totdat jy die teleskoop uithaal en bietjie dieper kyk en jy sien, hulle is eintlik helderder as die wat jy gedink het helder is, hulle is net bietjie verder, jy moet dieper ondersoek na hierdie sterre. En so is die woord van die Here dan ook. Daar is die helder sterre van God se woord wat jy dadelik raak sien. Johannes 3 vers 16 wat ons almal baie goed ken, want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enige gebore seun gegee het sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan erwe. En Lukas 19 vers 10 wat sê dat die Here Jesus gekom het om te soek en te red die wat verlore is. Dalk is daar Matteus 28 vers 19 wat die wêreld-evangelisasie vers is, gaan dan heen en maak disippels van al die nasies. Die Pinkster vers, Handelinge 1 vers 8 is 'n ander helder ster wat sê julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees, Jerusalem, Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Dalk is daar die samevatting van die wet wat 'n helder ster vir ons is. Matteus 22 vers 37. Jy moet God lief hê met jou hele hart en dan jou naaste soos jouself. Maar daar is ander sterre wat eers helderder word as jy so bietjie dieper begin delf, as jy die teleskoop van Bybelstudie uithaal, jouself in die woord ingrawe, dit bestudeer, en dan word dinge al hoe helderder, soos 'n ster wat jy nog nooit tevore gesien het nie. Terwyl ons in liefde, die woord is die waarheid, terwyl ons in liefde die waarheid betrag, in alles se opgroei en hom wat hoof is, naamlik Christus, Efesiërs 4 vers 15. 2 Petrus 1 vers 19 sê ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop jy moet ag gee, soos op 'n lamp wat op 'n donker plek skyn, totdat die môre ster opgaan in jou hart. En die dag aanbreek vir jou as jy hierdie goeders ondersoek. Daar's die knegg van die Here wat jy dan begin raak sien. Daar in Jesaja 53. Dis 'n helder ster wat jy miskien voorheen nie raak gesien het nie. Jesaja wat jy sien is 'n Bybel in die kleine, want daar 66 hoofstukke in Jesaja. 39 gaan oor 'n verbondsvolk wat ongehoorsaam is. En die ander 27 wys op die komende Messias. Amper soos die Nuwe Testament, die 27 boeke van die Nuwe Testament. Psalm 119, die langste hoofstuk in die hele Bybel, waarin elke liewe vers van Psalm 119 praat oor die woord van die Here, die insettinge van die Here, die verordeninge van die Here, die wet van die Here. Gaan kyk maar, elke liewe vers praat oor die woord van die Here. Is dit toevallig dat dit die langste hoofstuk in die hele Bybel is? Psalm 117 die kortste, en in die middel tussen die kortste en die langste, die middelste hoofstuk van die hele Bybel, Psalm 119. Dis nie toevallig nie, dis deur die hand van die Here self geskryf, soos daar die hand wat by Belsasar se fees teen die muur geskryf het, deur die hand van God self. Deur die Heilige Gees gedrywe, het die heilige manne van ouds van God gespreek. Hebreërs 1 vers 1 sê weer vir ons, nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd tot die Vaders gespreek het deur die profete, het hy in hierdie laaste dae met ons gespreek deur die Seun. En wat is die Seun? Die woord van die Here, 1 Johannes 5 vers 7. Daar's 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie 3 is 1. Johannes 1 vers 1
sê vir ons, in die begin was die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword, sê vers 14, en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos die van die enige geborene wat van die Vader afkom, vol van genade en waarheid. Die sterre van God se woord, 1 Korintiërs 15, die opstandingshoofstuk, 1 Korintiërs 13, die liefdeshoofstuk, kan jy sien dat die hele skrif deur God ingegee is en nuttig is tot lering, weerlegging, teregwysing en onderwysing, tot die geregtigheid, een ding, how to be right with God in die Engels, hoe om reg te wees met die Here, en dan sê vers 17, sodat die mens van God volkome kan wees, sodat jy heel kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus, krag ontvang, sodat jy in Jerusalem, Judea en Samaria tot in die uiterste van die aarde getuie kan wees. Heiligmaking. Dis niks anders te nie. Sodat jy vir elke goeie werk volkome toegerus kan wees. Vervul sal wees met die Heilige Gees. En in hierdie reeks gaan ons kyk na een van daardie sterre wat helder lyk. Maar as jy die teleskoop instel in hierdie Pinksterreeks, sal jy sien dat dit eintlik uit 'n paar sterre uit bestaan wat na tevoorskyn kom. En hierdie groepering is uit die Ou Testament uit, wat die wonderlike boodskap van die Nuwe Testament verkondig. En hoe kan die Ou Testament die Nuwe Testament verkondig of bevestig? 1 Korintiërs 10 vers 11 sê vir ons hoekom al hierdie dinge het hulle Israel oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as 'n waarskuwing aan ons op wie die eindes van die eeue gekom het. So ons gaan in hierdie Pinkster kyk, nou wat beteken Gilgal? Wat beteken Bethel? Wat beteken Jerigo? Wat beteken Jordaan in ons konteks vir ons reeks oor Pinkster? Vanaand gaan ons na Bethel kyk. Vanoggend gaan ons na Gilgal kyk. En as jy al hierdie name wil saam sien in jou Bybel, dan moet jy 2 Konings 2 na hierdie diens gaan lees voor vanaand. 2 Konings 2, daar waar Elia en Elisa saamloop. En elke keer sê hy vir hom, staan jy eers stil, dat ek jou hy sê, dit sê Samuel eintlik vir Saul, staan jy stil dat ek jou die woord van God kan laat hoor, maar hy sê elke keer vir Elisa, sê Elia, hy sê, bly bietjie hier by Gilgal, en dan sê Elisa vir Elia, so waar is die Here leef, ek sal u nie verlaat nie, en dan gaan hulle af na die volgende plek toe, Bethel toe. En dan kom hulle by Bethel, dan sê Elia vir Elisa, Elisa, bly bietjie hier by Bethel. Dan sê Elisa vir Elia, nee wat, ek gaan saam met u na Jerigo. En dan kom ons by Jerigo. En dan sê hy, bly by Jerigo. Sê nee, ek gaan saam met u Jordaan toe. 'n Wonderlike boodskap van 'n reis wat elke kind van God behoort te loop in sy geestelike lewe. Dinge in die Bybel gebeur nie sommer lukraak nie. Historiese feite, name en dorpe is nie om dowe neute vir ons opgeteken in die woord van die Here nie. En daarmee sê ek nie dat mense betekenis moet soek onder elke klip en bos oor 'n ding wat gesê is nie, maar daar sekere patrone, daar sekere omstandighede waarin mense hulle self bevind, sodat ek en jy daardeur kan leer. 'n Boodskap daaruit kan kry. Dink maar aan Noag se ark, wat 'n tipe is van die Here Jesus wat red van oordeel. En die Here self het deur agter Noag toegesluit, soos die Heilige Gees ons verseël met die dag van redding. Die verbondsark, die tabernakel, 'n teken en beeld van God se teenwoordigheid wat woon onder sy volk. Die ryke betekenis van die meubelment van die tabernakel. Die kandelaar, Jesus se lig vir die nasies. Hy is die brood wat uit die hemel neergedaal het. Dink aan Isak wat geoffer is op die altaar, 'n wonderlike beeld van God wat sy enigste seun offer. So wat het Gilgal, wat het Bethel, wat het Jerigo, wat het die Jordaan in gemeen met mekaar? Dit was besondere plekke wat 'n besondere betekenis in Israel se geskiedenis gehad het, en ons voeg dit so bietjie by mekaar in hierdie reeks om te kyk wat is die totale boodskap vir my en vir jou, want u en ek is besig met 'n lewensreis hier op aarde. Party van ons is ver gevorder op hierdie geestelike reis. Gryser miskien, nie noodwendig in jare nie.
As ons van Pretoria af Kaap toe ry, dan gaan ons by sekere punte aan, jy weet ons, dan stop jy daar by Bloemfontein en dan eet jy eers ietsie, dan gaan jy 'n bietjie verder en later kry jy die dam daar aan jou linkerkant en dan kry jy Koelsberg en net na Koelsberg split die pad. Hy gaan na Port Elizabeth toe en die ander een gaan Kaapstad toe. Maar as jy by Beaufort Wes gekom het, dan moet jy weet, jy het jou afdraai gemis as jy Beaufort is, ek dink op pad Kaap toe, ek kan nie eers meer onthou nie, maar maak nou nie saak nie. Dan het jy die verkeerde afdraai gevat. So is daar bakens op ons lewenspad. En u en ek moet hierdie bakens van Gilgal, Bethel, Jerigo en Jordaan in ons lewe vind. Anderste het ons die verkeerde afdraai paadjie gevat, iewerste. En ons moet terugkom by die plek waar die Here vir ons wil hê. Ons gaan na Gilgal, Bethel, Jerigo en die Jordaan kyk vanoggend en in die aande wat kom. Nou begin ons noodwendig vanoggend by Gilgal. Wat beteken Gilgal? Wel, Gilgal is die plek waar die smaad van Egipte van hulle af weggewentel is. Gilgal beteken letterlik weggerol, weggewentel. En smaad is iets skandeliks. Dis beledig, dis met veragting praat van, dis skaamte, dis onbehoorlik, dis hoon. Die smaad van Egipte is weggewentel, weggewys, weggerol. En hoekom van Egipte? Wel, Egipte is 'n plek van slawerny. Dis waar die volk in slawerny vasgevang is. 'n Slaaf is iemand sonder enige regte. Hy behoort aan sy eienaar. Selfs sy kindertjies wat vir hom gebore word, behoort aan die eienaar. Dis nie sy eie nie. En vir 400 jaar was Israel slawe in Egipte land gewees. En hoe kan God se volk nou in slawerny wees? Dis mos 'n skande, dis 'n smaad. Vir alle praktiese redes behoort Israel, wat eintlik aan God behoort, aan Farao, om te maak met hulle net soos wat hy wil. Smaad. So die Here sê in vers 9 vir Joshua, vandag het ek die smaad van Egipte van julle afgewentel, en daarom het hy die plek Gilgal genoem, tot vandag toe, om nooit weer terug te keer na Egipte land toe nie. Weggerol, weggewentel. God het die skandelike slawerny van sy volk weggeneem om sy hoër doel met hulle te bereik. Hy het hulle uitgelei uit Egipte land om hulle in te lei in die beloofde land in. Om sy doel met hulle te bereik. En dit dra vir ons 'n boodskap uit vanoggend. En daarom in die eerste gedagte dan nou, die smaad van Egipte is afgewentel sodat Israel die beloofde land kan inneem. Vers 6 sê, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Hy het dit gegee. Deuteronomium 6 vers 23, hy het hulle uitgelei om hulle in te lei. Dis 'n land wat oorloop van melk en honing. Dis die eindbestemming, dis die doel met hulle. Toe God hulle droogvoets deur die see laat trek het, was dit 'n wonderwerk gewees. Hy het hulle nie net van slawerny gered daar uit Egipte land om hulle nou te los, dat hulle op hulle eie moet aangaan nie. Nee, die doel was dat hulle die beloofde land sal beerwe. Hy wil dit vir hulle gee. Dit wat hy beloof aan hulle voorvader. Deuteronomium 26 vers 8, die Here het ons uit Egipte uitgelei met 'n sterk hand en 'n uitgestrekte arm en deur groot skrikwekkende dade en deur tekens en wonders, is 'n wonderwerk. Hy het ons na hierdie plek gebring en ons hierdie land gegee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Dis 'n geskenk. Maar 'n geskenk bly in iemand se hand. Die hand van die persoon wat dit gee totdat jy dit gevat het en jou eie gemaak het. As ek hierdie afstandbeheer vir oom Dries gee en ek sê oom Dries, vat dit, is joune, dan bly dit in my hand totdat hy dit geneem het. Dit bly my geskenk wat hy dalk nie wil neem nie, totdat hy dit gevat het. En so bly hierdie geskenk baie keer in die Here se hand, wat mense vat dit nie. Is baie duidelik dat Israel nie hierdie land kon bekostig nie. Hulle was dan slawe. En jy weet, 'n slaaf besit niks nie. Hy het niks nie. Hy kan homself nie eers verkoop om iets te bereik nie.
Hy behoort aan iemand anderste. Verder was hierdie doel ook om 'n belofte na te kom. Die Here het aan hulle vader Abraham en Jakob en Isak beloof dat hulle die land sal erf. Genesis 12 vers 7. Hy sê aan Abraham, aan jou nageslag gee ek hierdie land. Gee ek hierdie land. Het hulle dit verdien? Het hulle daarvoor gewerk? 'n Geskenk is mos iets waarvoor jy nie gewerk het nie. As iemand 'n geskenk vir my gee, en ek sê, ag dankie, maar ek sal jou betaal daarvoor, dan is dit mos nie meer 'n geskenk nie. Jy kan dit kry, verniet. En jy weet, ons is soos Israel in slawerny gebore. Uitverkoop deur Adam, ons voorvader, toe hy geluister het vir die Satan. Romeine 5 vers 12 sê, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Ons almal is gebore as slawe van die spreekwoordelike Farao, die duiwel, die baas van die sonde, en die begeertes van ons baas, ons vader wil ons doen. In Johannes 8 vers 44 dink ek, staan daar, julle die duiwel is vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Ons wil dit doen, dis van nature. Ek hoef geen kind te leer om stout te wees nie, ek hoef my seentjie nie geleer het om stout te wees nie, hy het dit geweet uit sy eie uit. Hy het sommer van self stout gewees. Ek moet hom leer om die regte pad te loop. Hy is met dit in hom ingebore, hy het dit. Wat 'n smaad, wat 'n skande, dat die nageslag van Adam, wat na die beeld van God geskape is, uitverkoop is aan die sonde, die ewige dood, die hel. En daarom moet die smaad van Egipte afgewentel word, sodat u en ek die beloofde land kan beerwe, soos Abraham die belofte van die stad wat gebou is deur God se hand kan beerwe. Soos daar beloof is aan Adam reeds, want God het reeds toe Adam en Eva gesondig het, dit beloof aan Adam. Hy sê in Genesis 3 vers 15, ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou. Hy praat met die slang. Tussen jou en die vrou, tussen jou saad en haar saad, hy sal jou die kop vermorsel, jy sal hom in die hakskeen byt. Ek luister op pad hiernatoe op Radio Pretoria. Ek geniet die oom wat die argeologie altyd doen, en naam is die twee ooms wat praat oor die verskillende Bybelvertalings en so aan, en hy sê, een sê ja, sy ma het altyd gesê, as hy en sy broer en sy suster so beklei het, dan sê sy suster, nee maar, dis my broer se skuld. En dan sê Annie, nee maar, dis daai en sy skuld. En dan sê die laaste een, nee, is die ekkie. Dan sê sy, maar jy weet, in die tuin van Eden, het Adam gesê, dis Eva. En Eva het gesê, dis die slang. En nou voeg sy nou ietsie by, wat nou nie in die Bybel staan, en sê die slang, nou was die ekkie. So, ons sê baie keer is die ekkie. Maar dit was ek. Want die begeertes van ons Vader wil ons doen. Ons het dit hier binne in ons. Ons wil dit doen. So verdien 'n slaaf hierdie geskenk wat hom aangebied word om vrygekoop te word van die slawe mark van die Satan deur die bloed van Jesus. Verdien hy dit? 'n Slaaf kan nie koop nie. Hy kan homself nie eers verkoop nie. Kan ons daarvoor werk? Nee, want dan is dit nie meer 'n geskenk nie. Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe, die geskenk van God is die ewige lewe in Christus Jesus. Dit kan nie daarvoor gewerk word nie, uit genade is julle gered deur die geloof, dit het julle self nie, dis 'n gawe, dis 'n geskenk van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Jy nie mag sê, maar ek het myself losgekoop om hemel toe te kan gaan nie. Die smaad van Egipte is afgewentel, sodat hulle die beloofde land kan kry. Maar nie net die ewige lewe nie. Nie net die ewige lewe nie, ook die beloofde land. Hy het hulle uitgelei om hulle in te lei. Die Here het ook hierdie geskenk in gedagte van die volheidslewe. Die beloofde land, want is jy nou al reeds gered as jy gered is? Hy wat in jou seun glo, het die ewige lewe. Jy het dit reeds. Dis nie eendag nie. Ons kan nou al reeds 'n volheidslewe hê.
En die Here wil dit vir ons sê, maar dit moet noodwendig begin by Gilgal. Dit moet begin by 'n plek waar jy losgekoop word uit slawerny uit. En die tweede gedagte dan, die smaad van Egipte was afgewentel van die hele volk. Dit moes afgewentel word van die hele volk, want hulle almal was slawe. Josua 5 vers 6 sê die hele volk het omgekom op die pad, die hele volk. Vers 7 sê, hulle almal was onbesnede. Hulle was onbesnede gebore. Daar was iewerste 'n plek in hulle lewe kom waar hulle besny moes word, om deel van die verbondsvolk te word. Die hele volk was in slawerny in Egipte. Die hele volk moes uitgered word, sodat hulle die beloofde land kan beerwe. Want die vers, ons het nou Romeine 5 vers 12 reeds aangehaal, maar hy sê, ek wil dit herhaal, hy sê, soos deur een mens, Adam, die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, met ander woorde die hel, en so die hel, die dood, tot alle mense deurgedring het, omdat alle mense, almal gesondig het. So hierdie is net 'n bewys vir ons, dat elke liewe mens op aarde, by hierdie punt moet uitkom, waar hulle gered moet word. Hulle kan nie hulle self red nie. Hulle kan nie eers die gebooie hou nie, hulle is ongehoorsaam. Want hulle is mense, en jy weet, die mens is 'n sondaar. Daarom kan hy homself nie red nie. Daarom het ons die perfekte mens nodig gehad, om vir ons sondes te sterf. Ten volle God, ten volle mens. Daarom moes hy uit 'n maagd gebore word, sodat hy nie 'n aardse vader het nie, want ek en u kry ons probleem, die sonde probleem, by ons aardse vader. Dit word van een geslag na die ander oorgedra, van Adam af regdeur tot vandag toe nog. Ons word so gebore, Psalm 51 vers 7 sê Dawid, in ongeregtigheid is ek gebore, en sonder dat my moeder my ontvang. Ons kan nie volmaak wees nie, en Jesus sê, wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemele volmaak is, Matteus 5 vers 48. Is enige mens volmaak? Wel, ons almal sal sê nee. Niemand is volmaak nie. Kan jy vanoggend vir my u hand opsteek om te sê of u volmaak is? Wie van u volmaak is? Ons kan dit nie sê nie. En die wet wys vir ons. Dis die spieël wat vir ons opgehou word om te wys of ons volmaak is of nie. Byvoorbeeld, miskien kan jy vir my sê of hier vanoggend iemand is wat al moord gepleeg het. Niemand sal dit nou sê nie, né? Want nie een van ons het al moord gepleeg nie, maar tog sê die woord vir ons in 1 Johannes 3 vers 15, elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar. Het jy al iemand gehaat? Miskien iemand in 'n rooi T-shirt of 'n rooi pet. Elkeen wat sy broeder haat is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywends in hom het nie. Is daar iemand wat al egbreek gepleeg het? Jy sal sê, ek het nog nooit my vrou verneek nie. Maar Matteus 5 vers 27 en 28 sê, julle het gehoor dat in die ou tyd gesê is, jy mag nie egbreek nie, maar ek sê vir julle, elkeen wat na 'n vrou kyk om haar te begeer, het al reeds in sy hart met haar egbreek gepleeg. Of dit nou oor die selfoon is, om na 'n vrou te kyk om haar te begeer. Jy het in jou hart egbreek gepleeg. Jy voldoen nie aan die vereistes van die wet nie. Het iemand al 'n leuen vertel? Niemand hier kan sê, ek het nog nooit 'n leuen in my lewe vertel nie. In Johannes 1 vers 8, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. As jy vanoggend hierso sê, ek het nog nooit nie, dan lieg jy, sê hierdie skrif. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Die punt is, hy wat in een opsig struikel, het in almal skuldig geword. Dink byvoorbeeld aan Dawid, koning Dawid, 'n man na God se hart, wat al sy welbehae sal doen, wat eendag gekyk het hoe 'n vrou bad, en hy het 'n begeerte in sy hart opgekom, die 10de gebod, en hy het dit gebreek. Hy lieg daaroor, die 9de gebod. Hy steel daai vrou vir homself, die 8ste gebod. Hy pleeg egbreek, die 7de gebod. Hy pleeg moord om daai vrou te kry, die 6ste gebod. Dis net die helfte van die 10 gebooie.
Hy eer nie sy vader en sy moeder wat hom goed groot gemaak het nie. 5de gebod. Hy gaan op na die huis van die Here. En hy prys die naam van die Here terwyl hierdie sonde in sy hart is. En hy breek die 4de en die 3de gebod. Hy gebruik die naam van die Here ydelik. En hy, die Sabbatdag is nie vir hom 'n heilige dag nie. Hy buig voor die afgod van Welis, die 2de gebod. Hy maak 'n afbeelding van God. Hy dink God sal maar alright wees met daai sonde, die 2de gebod. En 'n vrou is vir hom belangriker as God, die 1ste gebod wat hy breek. Hy wie in een opsig struikel, het aan almal skuldig geword. Kan jy sien, nie een van ons voldoen aan die standaard nie. Nou sê jy miskien, ja, maar dit was lank gelede en ek het 'n chappie gesteel, ek het R10 uit my ma se beursie gevat toe ek klein was en ek steel nie meer nie. Maar jy weet, as jy 5 jaar terug 'n kar gesteel het en hulle vang u en die regter sê vir u, ons moet jou in die tronk gooi. En jy sê, maar ek het vir die laaste 5 jaar het ek 'n gemeenskapsdiens gedoen en ek doen dit nie meer nie. Hy sal sê, waarvan praat jy? Jy moet boet vir jou sonde, vir jou, daar's 'n straf. So al was dit lank terug in die verlede, die wet wys ons dat daar sonde in ons lewe is en ons nie onsself kan red nie. En daarom het ons iemand nodig en daai iemand is God. Die smaad van Egipte is afgewentel deur God. Vers 9, vandag het ek, die Here, die smaad van Egipte afgewentel en hulle die plek Gilgal genoem. Nie Joshua nie die volk nie Farao het hulle vrygelaat nie. God is die een wat hulle deur die Rooi See met 'n wonderwerk gedoen het. Sy bloed, niemand anderste nie. Hy is die een wat deur sy magtige arm verlos van die plek van slawerny. Rahab die hoer het gesê in Joshua 2 vers 9, ek weet dat die Here die land aan julle gegee het, want ons het gehoor dat die Here die water van die Skelfsee laat opdroog het. En toe ons dit hoor, het ons hart gesmeld. Daar was by niemand van ons enige moed meer oor nie, want die Here, hy is God in die hemel en op die aarde hieronder. Dis net God wat dit kan doen, wat die smaad van Egipte van hulle afwentel. Wie is God? Hoekom doen hy dit? 1 Johannes 4 vers 8, hy wat nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. En as iemand, miskien het iemand in die kerk jou dalk seer gemaak, of iemand by die skool, of wie ook al, of jou eie ouers, jou seer gemaak, dan is die eenvoudige rede, hy wat nie lief het nie, wat jou nie lief het nie, het God nie geken nie, want God is liefde. Dis die enigste rede. Want God is 'n God van liefde, en hy doen dit, want hy die mens lief. Hy wil hom red. Maar hy is ook genadig, en hy is ook regverdig. 'n Regverdige God, wat geregtigheid eis. Eksodus 34 vers 7, wat die goedertierenheid bewaar vir duisende, wat die ongeregtigheid en die oortreding en sonde vergewe, maar nooit ongestraf laat bly nie. En daarom sê Hebreërs 9 vers 27, die mens is bestem om eenmaal te sterwe en daarna is die oordeel. Daar moet aan sy geregtigheid voldoen word. Daar moet 'n straf wees. God sal oortreders straf. Hy sê in Openbaring 20 vers 11, die groot wat troon, hy wat daarop sit, vir wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, daar's geen plek vir hulle gevind nie. Ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan. Die boek is geopen, 'n ander boek, die boek van die lewe is geopen. Die dode is geoordeel na wat in die boeke geskryf is volgens hulle werke. En as dit bevind is dat iemand se naam nie in die boek van die lewe geskryf is nie, is hy in die poel van vuur gewerp. Dit sê die woord. Vers 8 van Openbaring 21, wat die vreesagtiges aangaan, die ongelowiges, die gruwelikes, die moordenaars, hoereerders, towenaars, afgodedienaars en leuenaars, hulle deel is in die poel van vuur, wat brand met swaal. God is 'n God van liefde, maar hy is 'n regverdige God wat ook sonde straf. En nou sê jy vir my, hoe kan ek nou gestraf word vir iets wat ek nie kan help nie? Ek is nou in sonde ontvang en gebore. Dis Adam se skuld. Hy het al die goeders oor my gebring, as gevolg van dit wat Adam gedoen het. Hoe kan God regverdig wees, wat mense vandag in die hel werp, as gevolg van dit wat Adam gedoen het?
Die probleem is, ek en u is in hierdie situasie. Dis die gevolg van sondeval. Ons is gebore in hierdie toestand. Ons kan dit nie help nie. Maar God, hy het gekom om ons dieselfde keuse as wat Adam gehad het te gee. As God ons nie daai keuse gegee het nie, dan was God onregverdig. Maar hy kom juis om te soek en te red wat verlore is. Hy kom juis en hy steek sy hand uit en sê, vat dit. Neem dit. Ek wil jou help, ek wil jou red. Hoe dikwels wou ek soos 'n hen haar kykens by mekaar maak, maar julle wou nie. Julle wou nie. Adam het 'n kans gehad, ons het 'n kans, ons het 'n keuse. As ons nie 'n keuse gehad het nie, sou God onregverdig wees. As God uit sekere mense uitverkies het om die hel toe te gaan, dan kan daai persoon in die hel staan en sê, dis God se skuld dat ek hier is. Dis nie God se skuld dat mense in die hel is vandag nie. Adam het die keuse gemaak en God gee my en jou die keuse om daai hand te vat al dan nie. Nou die smaad van Egipte is afgewentel die nag met die Pasga. Hy sê in vers 10, terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaar was, het hulle die Pasga gehou op die 14de dag van die maand in die aand in die vlaktes van Jerigo. Hulle hou die Pasga as herinnering van dit wat God gedoen het in Egipte land. In die nag met die Pasga moes die Israeliete die bloed smeer aan die deurkosyne van hulle huise. En wanneer hy die bloed sien, sê Eksodus 12 vers 23, wanneer hy die bloed sien aan die bodrempel aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in te gaan en te slaan nie. Daardie nag het die Here al die eersgeborenes getref van Egipte land. En daardie nag het Farao vir Israel laat gaan deur die sterke hand van die Here. Omdat God regverdig is, omdat hy sonde moet straf, maar die mens ook lief het, het hy self die volmaakte offer vir die mens kom gee. Hy het homself ontledig, die gestalte van 'n slaaf, 'n diensknegt kom aanneem en vir my en vir jou kom sterf op die aarde. Hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde het daar vir my en vir jou genesing gekom. Wie is hierdie hy? Hy is God, die woord. In die begin was die woord was by God. Die woord was God, en hierdie woord het vlees geword. Jesus, toe die volheid van die tyd gekom het, het hy onder ons kom woon. God self. Genesis 22 vers 8, Abraham sê, God sal vir homself die lam vir die brandoffer voorsien, my seun. En so het hulle dan saam geloop. Johannes die Doper het gesê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun, sy eniggebore seun, gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan beerwe. Die straf is reeds uitgedeel. Dis reeds betaal daarvoor. Vir daardie kar wat jare terug gesteel is, daai chappie wat jy gesteel het, daai leuen wat jy vertel het. Die regter het gesê, jy is skuldig. En nie jouself probeer verontskuldig. Daar's geen ander manier as om tronk toe te gaan, hel toe te gaan nie. Jy kan nie die borg betaal nie, jy het nie die geld nie, jy's 'n slaaf wat aan die duiwel behoort. Die begeertes van jou vader wil jy doen, maar iemand stap in en sy naam is Jesus. Sy naam is die woord van God. En hy betaal die volle prys, die borg, sodat u en ek vry kan uitgaan. Dis sy bloed wat gevloei het, wat in die deurkosyne gesmeer is, die nag met die Pasga. Hy het dit voorsien, hy het dit gegee, sy bloed. Dis die prys, die volle som. Hy het gesê, dis volbring. Maar wat moet die Israeliete gedoen het? Hulle moes dit gevat het en dit gesmeer het. As hulle nie daai deel gedoen het nie, het die verderwer nog steeds ingegaan, die nag toe die lammetjies geslag is. Laaste gedagte, die smaad is afgewentel deur die geloof. Die geloof. Daar was 'n dag wat die volk besny is. Toe, vers 9, toe die Here gesê, vandag het ek die smaad afgewentel. Daardie dag is die teken gedoen.
dat hulle deel geword het van God se volk. Daardie nag met die Pasga, waar alles begin het, moes hulle in geloof daardie bloed smeer. Dis 'n ding wat hulle moes doen van hulle kant af. God het iets gedoen van sy kant af, hy het die bloed gegee, dat die verderwer verby kan gaan, maar hulle moes nog steeds hy bloed smeer. En ons praat nie hierso van doop of enige iets anders nie. Besny julle vir die Here, verwyder die onbesnedenheid van julle hart, dat my grimmigheid nie soos 'n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie. Jeremia 4 vers 4, weens die boosheid van julle handeling. Hoe word mens besny van die hart? Jy glo in dit wat die Here kom doen het aan die kruis, en jy vat dit vir jouself. Geloof is nie soos wat die duiwels gesê het daar in Jakobus 2 vers 19, jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder nie. Dis nie dit nie. Jy kan glo in God en Jesus en dit wat hy in die kruis bewerk het, dit kan verstandskennis wees, maar as dit nie tot uiting kom in jou lewe nie, dan sê dit eintlik maar net dat jy nooit regtig geglo het nie. So wat is geloof dan? Geloof is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Ek het nie die kruisiging gesien nie, maar ek glo die Here, ek neem hom op sy woord. Ek vat dit vir my en ek glo dit. Ek neem dit, dis 'n geskenk. En ek sê dis myne, dankie Here. Handelinge 16 vers 31, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word. As jy dit gevat het, hierdie waarheid wat ek hier vanoggend meegedeel het, dan kan jy met sekerheid sê dat die smaad van Egipte vir jy afgewentel is en dan kan jy weet dat jy die ewige lewe het. Dit het ek geskryf aan julle wat glo in die naam van die Seun van God, dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het en kan glo in die naam van die Seun van God. Jy kan dit weet. Ek moet nie sê dat jy eendag sal sê, maar sal maar sien as ek daar kom nie. Jy kan nou alreeds weet dat jy die ewige lewe het. En dat dit joune is, dat jy die geskenk gevat het, dat jou gees saam met sy gees getuig, dat jy kind van God is. Sluit af, die hele skrif is deur God gegee. Dit is nuttig tot lering, weerlegging, teregwysing, onderwysing in die geregtigheid. Hoe om reg te wees met die Here, hoe om gered te word eintlik maar. En dan verder as dit, om net gered te word, vers 17 wat sê, dat jy volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toeberei. Met ander woorde, dat jy sy opdrag kan uitvoer, vervul kan word met die Heilige Gees. Die smaad van Egipte is afgewentel by Gilgal. Dis waar alles begin, by redding. Jy kan nie vervul word met die Heilige Gees as jy nie eers gered is nie. Jy moet eers gered word. Dit begin by Gilgal. Daar kan nie 'n Jordaan wees as jy nie van Gilgal af begin het nie. Want van Gilgal af het Elisa en Elisa saam begin loop. Daar moet 'n begin van jou reis wees. En daai reis begin by wedergeboorte. As jy nie weergebore is nie, kan jy die koninkryk van God nie sien nie. Jy kan ook nie eintlik vervul word met die Heilige Gees nie. Jy kan nie die ander genadegawes van God ontvang as jy nie weergebore is nie. Hy sê daarso in Matteus, Romeine 3 vers 23, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dit sluit almal in, maar die Here het vir ons gesterf. Gilgal is die plek waar die smaad van Egipte afgewentel word. Kan jy getuig van 'n Gilgal oomblik in jou lewe? 'n Oomblik waar jy besny is van die hart. Nou die besnydenis was die teken van die ou verbond. Die doop is die teken van die nuwe verbond. Maar ek sê nie dat jy gedoop moet word om gered te word. Dit is glad nie wat ek sê nie, of dat jy besny moet word om gered te word nie. Dis net 'n teken, 'n uiterlike teken van 'n innerlike werk wat God doen. Ek sê as jy besny van die hart, het die Here 'n groot werk in jou lewe kom doen, jou kom red. Want as jy die beloofde land wil ingaan, nie net die ewige lewe nie, maar die Kananslewe, die oorwinningslewe wil deelagtig word, dan moet dit begin by Gilgal. Kan jy getuig van so 'n dag in jou lewe, wat die smaad van Egipte afgewentel is? Jesegiel 18 vers 31 sê, werp julle oortredinge, waardeur julle oortree het van julle af weg. Maak vir julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees.
Want waarom wil julle sterwe? Hoekom wil jy sterwe? Hoekom wil jy in die hel beland? Dis jou eie skuld as jy in die hel beland. Die Here sê, werp die oortredinge weg, vertrou op die Here Jesus, en glo dit wat hy kom doen het aan die kruis. Plaas jy vertroue van jouself oor op hom. Die Griekse woord vir sonde is hamartia, jy het dit sekerlik al gehoor, die betekenis om die doel te mis. En ons as 'n bietjie kyk na Bethel verder vanaand, wat gebeur by Bethel? Ons gaan 'n bietjie kyk na Jerigo, maandag aand. Ons gaan kyk na die Jordaanrivier dinsdag aand, en ons gaan saamvat daar uit 2 Konings 2 op woensdag aand, sodat ek en elkeen van u wat vanoggend hier sit, kan seker maak dat ons die doel bereik wat die Here vir ons in gedagte het. Daardie eindbestemming. Die Here jou God sal jou bring in die land wat jou vaders in besit geneem het. Jy sal dit in besit neem en hy sal in jou goed doen, jou vermenigvuldig meer as jou vaders. Deuteronomium 30:6 sê, en die Here jou God sal jou hart besny en die hart van jou nageslag om die Here jou God lief te hê met jou hele hart en met jou hele siel, dat jy kan lewe. Hoe kan jy by Bethel wees vanaand as jy nie eers by Gilgal was nie? Maak seker vanoggend, maak seker, besny die vooruit van julle hart en verhard julleself nie verder nie. Deuteronomium 10 vers 16. Vandag as julle sy stem hoor, verhard julle hart nie. Hebreërs 4 vers 7. 20 jaar later mag dit dalk te laat wees. Amen. Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, vanoggend is dit ons diepe begeerte dat elkeen wat hierso sit, seker sal wees dat hulle verder kan gaan op hierdie reis wat U val in gedagte het. Help elkeen, Here, om die lig van U wet ook hulle self te ondersoek en daai sekerheid te verkry. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Ons gaan Gesang 40, 'n ander versie saam sing. Daar op die bord verskyn. Dink is 'n ander versie. Net kyk. Vers 3. Kom ons staan en sing ons dit in antwoord op die prediking. Vang die seën van die Here en gaan sy vrede. As jy nie vrede het nie, maak vrede. Jy kan met my kon gesels, dominees hierso. Daar's baie stap vir stap boekies as jy dit graag by die huis self wil deurwerk saam met die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met julle elkeen. Amen.